Here, ons staan vandag in absolute verwondering voor die feit dat U bereid was om mens te word. Ons bid dat U deur die Gees ons geestesoë so sal verhelder, dat ons die diepte van U liefde en teenwoordigheid in hierdie teks sal raak sien. Amen. Johannes skryf in hoofstuk 1 vers 14, Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jesus, die ewige woord, het 'n regte menslike natuur aangeneem, sodat God sigbaar en toeganklik vir ons almal kon word. Die woord het mens geword. As ons hierdie teks met ons lewensbril lees, ontdek ons die grootste geheim wat van ons geloof. Jesus, die ewige God wat alles gemaak het nie net van ver af na ons gekyk nie. Hy het self een van ons geword. Hy het sy goddelike status behou, maar hy het as te ware sy tent hier by ons kom opslaan. Dit laat 'n mens dink aan die tabernakel in die woestyn, waar God by sy volk gewoon het. Nou is Jesus daardie plek waar ons God regtig kan ontmoet. Die woord vlees wat Johannes gebruik, is baie belangrik. Dit beteken Jesus het nie net maar soos 'n mens gelyk nie. Hy het 'n regte menslike liggaam met gevoelens en behoeftes gekry. Hy kon moeg word, dors kry en hartseer voel. Hy het die volle pakket van menswees gekies, sodat hy naby aan ons kon wees. Hy het as te ware as Here gekom om God se hart vir ons oop te breek. Johannes sê hy en die ander disippels het sy heerlikheid met hulle eie oë gesien. Dit was nie 'n snaakse gloed nie, maar dit was die manier hoe hy opgetree het, altyd vol genade en waarheid. In Jesus sien ons wie die Vader regtig is. Hy is nie 'n afsydige God wat ergens ver in die hemel sit en aantekeninge maak nie. Nee, hy het onder ons kom woon, sodat hy ons van binne af kan verstaan en gesond maak. Hy bring vir ons die volheid van God se liefde en die absolute waarheid oor die lewe. Hy is die standvastige rots, wat ons deur elke storm dra, omdat hy self weet hoe dit voel om mens te wees. In hom ontmoet die hemel en die aarde op die mees persoonlike manier. Hoe help die wete dat Jesus sy tent by ons opgeslaan het en ons menslike pyn en moegheid self ken? Hoe help dit jou om vandag met meer vrymoedigheid na hom toe te gaan? Kan jy vandag in sy teenwoordigheid rus? Here Jesus, dankie dat U bereid was om die heerlikheid van die hemel te verlaat en in ons stikkende wêreld te kom woon. Dankie dat U elkeen van ons menswees verstaan en dat U vol genade en waarheid is. Help ons asseblief om vandag in U lig te wandel. Amen.